Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vir hierdie maandag, Hebreërs 12 vers 10, want hulle het ons wel 'n kort tydjie na die beste wete getuigtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Die boodskapvertaling sê, ons aardse pa het ons 'n klompie jare groot gemaak, so goed hy kon, en soms moes hy ons ook straf, maar met God is daar soveel meer op die spel. Ek lees van 'n storie van 'n ongedissiplineerde en sterk wil kind, wat altyd net haar eie wil wou gehad het. En eendag het sy in 'n tragiese ongeluk beland, wat haar lewenslang geskaad het. En toe het hierdie ongeluk haar eers rebels laat word. Sy was weer in een van haar slegte buie, waar sy alles en almal verkwalik het en verwyd het. Toe hulle skool besoek was, deur 'n vleienier. En hy het by haar gaan stil sit. En vir haar gesê, kan hy haar 'n storie vertel van die canyon. Natuurlik was sy nie lus om dit te hoor nie. Maar hierdie man het die storie begin vertel, dat die canyon eers 'n tyd was waar dit net 'n leegte was. En toe die meester van hierdie prairie deur die canyon geloop en gevra, waar is al die blomme? En die antwoord het gekom, hier is nie blomme nie, want die voëls het nie saadjies kom saai in die canyon nie. En toe het die voeltjies gekom, en hulle die saad gesaai, en gou was daar oral blomme, allerhande soorte, allerhande kleure. En die meester het gedink is goed. En toe het hy deur die canyon begin stap, en hy het toch gesien dat sy gunsteling blomme nog nie daar is nie. En weer het die voëls gaan sade haal, en weer het hulle dit gesaai. En nog 'n keer het hy sy gunsteling blomme nie gesien nie. En uit die canyon uit het 'n hartseer antwoord gekom. Die blomme kan nie hier groei nie, want die sterk wind kom en die warm son en alles verskroei en dan waai dit net weg. En toe praat die meester met die weerlig en 'n harde weerligstraal het geslaan en die hart van die prairie in twee stikkend geslaan. En in skok en angs was hierdie canyon gewees. Maar tog het die rivier sterk begin vloei en goeie vrugbare grond het deur elke vallei begin spoel. En weer het die voeltjies saad gebring. En hierdie vallei was vrugbaar. En bome het daar begin groei, en nog voeltjies het gekom, en oral het blomplante begin uitspruit. En die vallei het soos 'n meesterstuk begin lyk, wat jou uitgenooi het met sy vrede, om in vreugde hierna te kan kyk. En hierdie besoeker van die skool het vir hierdie rebelse kind die volgende gesê: daar is ook in die woord van God die vrug van die Gees, wat blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing is. En hierdie meisie het haar lip begin vasbyt en bewend gesê: hoe moet ek dat die blomme in die canyon van my hart groei? En hy het haar geantwoord: geduld, goedheid en sagmoedigheid groei op die moeilikste plekke. Maar liefde, vreugde en vrede blom maklik in die oop dele van die vallei. En hierdie meisie het al hoe stiller geraak. En sy het gesê: daar is nie blomme nie in my canyon nie. En hy het vir haar gesê:
Jy sal sien, eendag gaan die blomme ook blom. En dalk hoor jy vanoggend hierdie boodskap en is jy nie op 'n goeie plek in jou canyon nie. En is daar nie iemand om by jou te kom sit en vir jou 'n woord te gee nie. En daarom luister jy na die boodskap op hierdie oomblik, sodat jy kan weet, die vrug van die Gees is liefde. Geen groter liefde kan jy hê, as wat jy by God kan kry nie. Dit is blydskap. Moenie jou vreugde van buite gaan soek nie, maar dat dit van binne kom. Dit is vrede. 'n Vrede wat nie van hierdie wêreld sal wees nie, maar net van Jesus. Dit is lankmoedigheid, wat geduld is, wat moeilik is, om hierdie vrug te dra, want dit kom in moeilike omstandighede. Dan is daar vriendelikheid, sodat jy weet die Heilige Gees in jou sal opborrel. Die joy van die Here. Dan is daar goedheid, wat jy iets gee van jouself wat 'n prys kos. En daar is getrouheid, om aan te hou glo en te weet. Alles sal ten goeie meewerk. Dan is daar sagmoedigheid, dat die Here uit ons hart uithaal, die hart van klip, en dan ons gee 'n hart van vlees. Dan is daar selfbeheersing, om nie soos hierdie rebelse kind ander te wil beheer, oor jou omstandighede nie, maar om te kom by die plek, en te leef, nie uit jou goedheid nie, maar uit God se genade. En dat jy kan weet, verseker, sal die Heilige Gees sy vrug vir jou bring. Dit is nie vrugte nie, dit is 'n vrug. Jesus, dankie vir u bloed wat vir ons gevloei het. Dankie vir u liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie dat u in ons is. Amen.